Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie en 3 ander is tydens 'n operasie van die Madlanga Kommissie se aanbevelingstaakspan in hegtenis geneem en president Cyril Ramaphosa verleng die spertyd van die Madlanga Kommissie van ondersoek. Goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Baie welkom. Ek is Esmerie Eysel. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, is tydens 'n operasie van die kommissie se aanbevelingstaakspan in hegtenis geneem. Hy is een van 4 huidige en voormalige werknemers van die Ekurhuleni Metro wat gisteraand by die munisipale kantore in Germiston aangekeer is. Die ander persone is die stad se geskorste hoof van regs- en risikodienste, advokaat Kemi Bihari, en die geskorste hoof van menslike hulpbronne, Linda Kasheka. Die voormalige stadsbestuurder Imogen Mashazi is ook beveel om by haar naaste polisiestasie aan te meld. Mkhwanazi is reeds op borgtog van R30.000 in 'n afsonderlike saak waarin hy en die munisipale bestuurder Kagiso Lerutla van bedrog, korrupsie en regsverydeling beskuldig word. President Cyril Ramaphosa het die spertyd van die Madlanga Kommissie van ondersoek na korrupsie en misdadigheid in die strafregstelsel verleng. Die paneel wat al werk teen die einde van Augustus moes afhandel, het nou tot 16 November vanjaar om hul finale verslag in te dien. Nuwe getuienis kan tot 2 Oktober aangehoor word. Volgens die presidentsie is die bykomende tyd nodig sodat die kommissie al die sake op sy agenda na behore kan hanteer en alle werksaamhede kan afrond. Ramaphosa het sy waardering teenoor die ondersoekspan uitgespreek vir hul deeglike werk en het die Suid-Afrikaanse Polisiediens bedank vir hul flink optrede na aanleiding van die getuienis wat tot dusver gelewer is. Die Departement van Binnelandse Sake het die grootste vermindering in jare bewerkstellig wat betref die agterstand met appelle van vlugtelinge in Suid-Afrika. Die Vlugteling Appel Owerheid van Suid-Afrika, RASA, se werklas van aktiewe appelle het van die einde van 2024 tot die einde van 2025 met 8.800 afgeneem. Byna 9.000 sake is weens afgehandelde verhore van die lys verwyder. RASA het 40 bykomende advokate aangestel en daaglikse verhore vermeerder. Meer kapasiteit word ook in samewerking met die Kaapse Balie na die Weskaap ontplooi. The refugee appeals backlog accumulated over more than 2 decades, with many unresolved cases dating back to 2008. The progress achieved during the past financial year marks one of the most significant improvements in the performance of our country's asylum appeals system in years. The improvement follows a comprehensive program of reforms implemented at RASA to improve efficiency and accelerate the adjudication of appeals. Die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Beheerraad, SAPRA, het verskeie semaglutid en terzepatid produkte wat deur Sentra Apteek in Silverton in Pretoria vervaardig is, herroep. Die besluit volg nadat inspekteurs ernstige veiligheidskwessies tydens 'n ondersoek geïdentifiseer het. SAPRA versoek pasiënte en gesondheidswerkers om die middels onmiddellik te staak en die produkte terug te besorg aan die apteek of gesondheidsorgverskaffer waar dit verkry is. Die herroeping is as die ernstigste kategorie van medisyne herroeping geklassifiseer weens die moontlike risiko van ernstige gesondheidsgevolge. Die Johannesburgse Metro sê hy sal sy loonooreenkoms van R10,3 miljard met die Suid-Afrikaanse Munisipale Werkersunie SAMWU nakom, ondanks waarskuwings van die minister van Finansies Ino Godongwana dat die ooreenkoms onbekostigbaar is. Die burgemeester Dada Morero erken dat die Metro tans nie die geld het om die betaling te maak nie en onderhandel met vakbonde om die betaling uit te stel.
Die metro is ook onder finansiële druk nadat die nasionale tesourie aangedui het dat Johannesburg aan sekere finansiële vereistes moet voldoen voordat sy billike deel van staatsbefondsing beskikbaar gestel sal word. KwaZulu-Natal Atletiek dreig met regstappe om volgende jaar se 100ste Comrades Marathon te keer. Die organisasie voer aan dat hy nie die 2027 wedloop goedgekeur het nie en sê die Comrades Marathon Vereniging is nie by die provinsiale liggaam geaffilieer nie. Die Comrades Marathon Vereniging hou egter vol dat Atletiek Suid-Afrika reeds die wedloopdatums vir 2027 en 2028 goedgekeur het en ontken dat provinsiale goedkeuring wetlik nodig is om die wedloop aan te bied. Die partye is nou in 'n regsdispuut gewikkel. En die legendariese Walliese sangeres Bonnie Tyler is in die ouderdom van 75 jaar in Portugal oorlede. Haar familie sê sy is onverwags in 'n hospitaal dood terwyl sy vir 'n siekte behandel is. Tyler het in Mei 'n noodoperasie aan haar ingewande ondergaan. Tyler, wat as Gaynor Hopkins gebore en later met Robert Sullivan getroud is, het wêreldwyd bekendheid verwerf met treffers soos It's a Heartache, Holding Out for a Hero en Total Eclipse of the Heart. Tyler het ook die Verenigde Koninkryk in die 2013 Eurovisie sangkompetisie verteenwoordig en is in 2023 met 'n lid van die Orde van die Britse Ryk vereer vir haar bydrae tot musiek. Dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans hier by Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Ons maak môre aand weer so.